bid, Here, dalk is die mense hierso wat hierso sit, wat onuitgesprookte bekommernisse het. Iemand wat dalk hierso sit met 'n groot probleem, maar hulle sê vir niemand daarvan nie. Ek wil kom bid dat U by elkeen sal kom stilstaan, en dat U elke hart sal kom aanraak, en dat U met hulle sal kom praat uit die woord uit, maar ook, Here, dat U verheerlik sal word, omdat ek net 'n mens is, en ek kan net een ding sê, maar U kan honderde harte bereik. Wil ek myself vir U gee, en vra, Here, gebruik hierdie onvolmaakte wessel, in U naam. Amen. Vandag wil ek graag met julle deel, oor Rut. Die heidense vrou, uit 'n ander agtergrond, uit 'n ander milieu uit, wat die Here gebruik het om haar in te trek in sy bloedlyn in. Nou as jy verlede weekie was, onthou, ons het verlede week gepraat oor Rahab, en die betekenis van die tou, en so aan. So hierdie storie gaan amper vir my half aan, hy hak aan hom, hy bou op hom, né? Ek gaan nou vir julle wys hoe die twee girls ook met mekaar aanhaak by mekaar. Maar Rut is 'n besonderse vrou. Sy is sekerlik een van die vrouens wat amper van die bekendste in die Bybel, in die Ou Testament is, en so aan. En ek dink as jy dink aan Rut, dan dink jy aan Rut 1 vers 16 en 17. Ek dink as min mense wat nie aan dit dink nie. Die bekendste gedeelte van Rut, as jy dink aan Rut, as jy sê Rut, dan sê baie mense, Rut het gesê, in Rut 1 vers 16 en 17, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Kan jy glo iemand sê dit vir hulle skoonma? Ok, dit is Rut se hart, dit is wie Rut is en was, en so aan. So, Herman, hy is my skoonseun, ek weet wat hy dink. Ok, hy sal dit nie vir sy ma sê nie, sy skoonma sê nie. Ok. Dink bietjie aan die invloed wat Elimelech, Naomi, Maglon en Gilion gehad het op hierdie vrou se lewe as 'n skoonkind. Dit moes 'n massiewe impak gewees het. Hulle trek hierdie Moabitiese, heidense, afgodienaar vrou uit haar milieu uit en hulle wys haar wat dit werklik is om God te dien. En Rut ervaar wat dit is om nie 'n dooie ding te aanbid nie, maar 'n lewende God wat sy ontmoet het. En dit inspireer haar so dat sy dit verkies. Sy verkies om saam met haar skoonma na 'n vreemde land toe te gaan as 'n weduwee, en sy weet sy gaan uitgeworpe wees. Sy weet sy is nie deel van die volk nie. Sy weet al hierdie goed. Sy maak amper die kalkulasie in haar kop voor die tyd. En dan kies sy. En dan sê sy, afgode of God? Die eise wat afgode aan my stel, of die eise wat God aan my stel? Dit wat ek ervaar, wat my skoonfamilie gee, onthou haar skoonfamilie was nie ryk nie, op daai stadium nie. Hulle het nie een of ander verskriklike groot plaas gehad, waarteen sy gaan teruggaan, en sy gaan hierdie erfporsie kry, en dit was glad nie, ek gaan nou vir julle wys, dit was glad nie haar motivering gewees nie. Haar motivering was bloot dit gewees, van, ek het gesien, wat God kan doen. And I'm not willing to lose it. Ok. So, jy sit dalk vanoggend hier so, en jy kan voel, dat jy is nie goed genoeg nie. Jy kan voel, maar sal die Here my gekies het? En ek wil vandag vir jou wys, dat as jy God kies, hy het jou lankal gekies. So terwyl van ons Engels sprekende mense, het ek net daai verwysing net daar opgesit vir julle in Engels ook. Don't force me to leave you. Don't make me go home. Where I go, where you go, I go. And where you live, I'll live. Your people are my people.
Your God is my God. Where you die, I'll die. And that's where I'll be buried. So help me God. Dis 'n belofte, dis 'n oath, dis 'n declaration wat sy vir haar ma gee. Ek weet nie of jy al partykeer nie goed genoeg gevoel het nie. Ek onthou, en ons almal was dalk al in so 'n situasie gewees, as jy kinders is en daar word mos hierdie playground pics gedoen, né? Jy kry 2 van die sterker seuns, die groter seuns, en dan staan hulle mos nou so, en dan sê hulle, ons gaan rugby speel, of ons gaan cricket speel, of ons gaan wat ook al speel, of ons gaan, dan kies hulle, die een kies, en dan kies die ander ene, en soos jy so staan, die vinnigste laaitie word eers gekies, en dan die sterkste oukie, en dan die mooiste oukie, en dan die populairste oukie, en so gaan dit aan, en dan naderhand staan daar net so 3 van julle daar. Pick me. Ek wil net die laaste wees nie. En dan gebeur dit, dat wanneer jy van die laastes is wat gekies word, dat jy voel nie goed genoeg nie. Vanaand as hulle aan die einde kom en sê, vat jy som al 2 daai. Ek wil hulle nie hê nie. Vat jy hulle. Ek wonder of dit nie so gevoel het nie, op 'n stadium. En hier kom God, en God sê, jy het my gekies. Dis seker die sterkste opening van 'n verhaal wat 'n mens kan kry. Jy kry die hartseer, jy kry al hierdie dinge, en dan kom die eise van die afgode, die eise van valsheid, die eise van die dood wat dit op haar gestel het, die eise van om leeg te voel, en dan voel sy, dat maar ek kan 'n voller lewe saam met my skoonma hê, wat eintlik leeg is. Want Naomi beskryf haarself weer, ek het vol die weggetrek, en ek gaan leeg terug. Haar skoonma het fokus verloor. As jy wonder oor Moab, dit is Jordanië, waar het net oor kan die Dooie See. So Jordanië vandag, dis Moab, net om vir jou perspektief te gee. Ok, so, dalk het jy 'n draai in jou lewe nodig. En ek wil vandag vir jou help om daai draai te maak, as ek kan. So hierdie Rut kies haar skoonma. Dit klink weird. Maar eintlik kies sy haar skoonma se God. En dis belangrik, want die draai het nie gekom wanneer sy net die keuse uitgespreek het nie. Hierdie keuse moes al lankal in haar lewe gebeur het. Orpa was onder dieselfde omstandighede. Orpa het met dieselfde familie te doen gehad. Orpa was presies in dieselfde boetjie gewees as wat Rut was. Maar tog kies die een om saam te trek. Sy het God gekies, en die ander een besluit om terug te draai. Terug na die afgode, terug na haar familie toe, terug na wat sy aangewoond is. So die skoonma se invloed is nogal belangrik, maar weet jy wat vir my uitgestaan het, is die feit dat Naomi het perspektief verloor. En ek het nogal by myself gedink, hoeveel keer is ons as kinders van die Here, verloor ons ook perspektief? Ons konsentreer op die verkeerde goed, en ek wil net gou 'n vergelyking maak tussen die twee. Onthou Rut se keuse, en onthou Naomi se denkpatroon. Ek gaan vir jou Naomi se denkpatroon gee. Naomi sê, nou sal hulle terug in Bethlehem, wat beteken huis van brood. Noem my nie Naomi nie, noem my Mara, wat bitter beteken. Want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. So iemand word nou geblameer vir die bitterheid. Sy sê, vol het ek hier weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sal julle my Naomi noem, terwyl die Here, hoor gou hierso, teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het? Hoor jy die perspektief wat Naomi van haar lewe het? Maar sy besef nie wat sy aan Rut gedoen het nie. Sy besef nie die invloed nie, sy besef nie, hoor gou hierso, ek druk nie die ding hier in nie, maar ek wil hê jy moet hoor wat ek sê, is, sy besef nie wat se tipe voetspore sy in haar skoondogter se lewe getrap het nie. En sy's negatief. Hoeveel keer raak ons negatief? En dan blameer ons. Ons verloor perspektief as kind van die Here. En ek sê ja, die Here is nie lief vir my nie. Die Here gee nie vir my om nie.
Die Here het my lankal gelos. Dis wat Naomi nou voel op hierdie stadium. Die Engelse vertaling sê, call me bitter. The strong one has dealt me a bitter blow. God het my geslaan. So in haar kop het sy vol weggetrek. Wow. Hulle dan hulle plaas verloor. Dit was dan hongersnood gewees. Dit was dan onder omstandighede van die feit dat hulle in hongersnood was en dat hulle plaas verloor het en dat hulle inkomste verloor het en dat hulle eintlik in haglike omstandighede was dat hulle moet uittrek uit hulle land uit, hulle moes hulle plaas gelos het en weggetrek het na 'n vreemde land toe waar vreemde mense is om net te survive en sy sê sy het vol weggetrek. Wat het haar voluit gegee? Verhouding. Nie goed nie. Nie besittings nie. Nie 'n plaas nie. Niks het hierdie vrou se lewe vol laat voel behalwe sy het 'n man en sy het haar kinders gehad. Sy het verhouding met God gehad. En ewe skielik voel sy, nou is ek leeg. Ek was nie leeg toe ek my goed verloor het nie. Ek is leeg toe ek God se hand verloor het. Maak dit sin wat ek probeer sê in haar perspektief? Maar sy trap nog steeds 'n baie diep spoor in haar kind se lewe. Wat het haar gedrein? Wat het Naomi se lewe gedrein? Was dit dalk ek dink ek het dit klaar eintlik gesê. Dit wat haar gedrein het is die verlies aan verhouding. Maar nou sê die Here, hoor gou die Here se hand, in haar kop voel sy God het my gelos. Die Here het my 'n bitter blou gegee. Hy het my geslaan op die krop van my maag. Want ek het verlies gely. En eintlik is God besig om iets op te laai wat sy nie gaan kon glo nie. Die Here se plan is groter as haar omstandighede. En dalk het jy nodig om dit vanoggend te hoor. Dalk het ek en jy net nodig vanoggend om as kinders van die Here hier so te sit en te sê, alhoewel ek nie God se plan verstaan nie. Alhoewel ek nie ek wil amper sê die luxury het van die groter prentjie, van die uitkoms wat gaan kom nie, moet ek in die omstandigheid wat ek nou is, bly voetspore trap, want verlies van goed is minder belangrik as verlies van God. Rut het dit gesnap en sy kies reg. En daarom eer God haar en hy neem haar op in sy bloedlyn. Ek weet nie wat drein jou dalk nie. Is daar iets wat jou drein? Is daar iets wat jy voel wat op hierdie stadium jou aftrek, jou drein soos 'n prop wat oopgegaan het en dit voel asof al die hele lewe uit jou uitloop? Ons almal was al daar. Ons almal het al so gevoel gehad. Ek sê weer eens, ons het die luxury om nou Rut te lees en te sê, Rut, hang net aan, hier kom iets. Hier gaan iets kom. Rut, hou net vas. Naomi, moenie worry nie. Moenie worry nie. Jy het vol weggetrek volgens jou, jy kom leeg terug. Nee, jy gaan vol terugkom en jy gaan voller wees aan die einde van jou lewe. Amper soos Job. Maar onthou, ons het die luxury om terug te kyk op hulle lewens en 'n perspektief te hê van, kyk, hier gaan die Here vir haar deurkom. Maar in jou omstandighede sit jy nou in 2026 op hierdie dag van vandag en jy sit en jy sê ek is down and out. Want ek het nie die luxury van om vooruit te sien en te weet wat God agter die skerms besig is om te doen nie. Ek kan nie dit vir jou verklaar nie. Maar ek kan jou probeer motiveer. Wat het haar volgemaak? So as jy 'n leë koppie vanoggend het. Hulle sê you cannot pour out of an empty cup, né? Dis die slim mense sê dit, nie ek nie. So kom ons kyk gou, as jy dan nou vanoggend hier so sit en jy voel, hoe moet my koppie vol gemaak word? Dink ek, daar's 'n paar goeters. Jy moet 'n ruiltransaksie doen, nommer 1. Jy kan afneem as jy wil met jou foon, of ons kan hom vir jou stuur, of ons kan wat ook al.
Maar as dit vir jou belangrik is om te weet, hoe gaan ek my koppie vol maak, dink ek, moet jy op 'n stadium in jou lewe, moet jy 'n ruiltransaksie doen. Ruil jou laste vir vrede. Gaan kyk wat sê Matteus 11:28-29. Hy sê dat ons laste na hom toe kan bring. Ons kan dit alles nou deurtrek na Rut toe. Né? Sy moes 'n ruiltransaksie gedoen het. Sy moes dit wat haar afgetrek het, dit wat sy gevoel het, wat sy kort in haar lewe, moes sy geruil het. Afgode diens, al daai tipe dinge, al die negatiefs moet sy geruil het. Dit wat sy gedink het wat reg en normaal is, moet sy geruil het vir dit wat vir haar as Moabiet onnatuurlik gevoel het. Maar sy het gegain. En die Here sê vir ons, dat bring jou laste na my toe. My las is lig. My juk is sag. So jy sit vanoggend dalk hier met laste en ek wil vir jou sê, die enigste manier om jou koppie weer vol te maak is om hierdie eerste ding te doen, is om te sê, ek gaan my laste verruil vir vrede. Ek gaan dit na God toe vat. Dis wat die volgende een is, jy moet rus vind. Jy moet rus vind. Rus is nie 'n luxury nie, dis 'n necessity. Jy moet rus vind. En die enigste manier wat jy rus gaan vind is in God, om jou omstandigheid in God se hande te plaas en te probeer om dit in sy hande te los en weg te stap. Maar ons doen altyd hierdie ding van, ons wil ons laste vir die Here gee, maar dan gee ek die Here so 'n paar dae of so 'n paar ure en dan sê ek nee, hierdie werkie vir my nie. Dan haal ek dit weer. Dan gaan ek nie vrede en rus kry nie. Rus beteken om werklik in hom te rus. Rus is 'n siklus. Rus is vrede, dit is Shabbat. Shabbat beteken om te rus, dit beteken, daar's 'n siklus van elke 7 dae moet daar rus wees. Elke 7de jaar moet daar rusjaar wees. En hierdie hele storie van Rut is eintlik gekoppel aan hierdie siklus van rus gewees, want dit was die siklus gewees van saai, dit was die siklus van bymekaar maak, waarna hulle op in Bethlehem ingetrek het. Maar dit is ook gekoppel, ons gaan nou daarna kyk, is ook gekoppel aan die jubeljaar, elke 50 jaar. Dis ook gekoppel aan 'n siklus van rus. En as ek en jy nie op 'n punt kan kom wat ons kan rus in God nie, dis 'n siklus van rus is belangrik. Ons almal ken dit, Psalm 23. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Ek kan probeer hoe ek wil. Volgende dingetjie. Ek moet dankbaarheidsbewus word. Ek dink dis die perspektief wat Naomi verloor het. Dankbaarheidsbewus beteken, ek moet bewus wees van wat God vir my doen. Dis is hoe my koppie gaan volmaak. As jy vanoggend leeg en getap en uitgemergel en die lewe is besig om jou uit te droog en jou weg te gooi en jy voel soos 'n chamois, wil ek vanoggend vir jou sê. Nommer 3. Raak dankbaarheidsbewus. Dis 'n perspektief wat Naomi verloor het, maar is iets wat Rut gekry het en wat sy nou weer vir haar skoonma gaan leer. Dankbaarheidsbewus. Here, dankie vir wat ek het. Gaan maak 'n genadelys. As jy nie 'n lysie mens is nie, maak hom in jou kop. As jy hom kan maak op 'n papier, dat jy hom kan sien en jy hom kan bid en jy hom kan ervaar, is dit nog beter. 'n Genadelys. 'n Dankbaarheidslys. 1 Tessalonisense 5:18 sê ons moet vir alles dankbaar wees. So gaan maak 'n genadelys om te kyk, wat het jy? Die volgende ding wat jy moet doen om jou koppie vol te maak is input. Wat se input is aan jou lewe? Jy sien, as ek die hele tyd besig is met negatiewe input, gaan ek negatiewe output kry. As ek besig is met positiewe input, behoort ek positiewe output te kry. Maak dit sin? So wat scroll ek? Wat scroll ek die meeste? Ek is skuldig. Ek scroll baie makliker eerder op my foon partykeer. Scroll en scroll, ek's 'n roofkyker. Scroll deur Facebook, scroll deur Instagram, scroll deur TikTok, scroll deur allerlei dinge. Maar hoe meer scroll ek deur die skrif of deur myself? So al wat ek net wil sê is, en ek gooi nie vingers nie, ek sê, ek staan self skuldig aan dit,
En dis hoekom ek vandag met jou kan praat, en vir jou sê, dit is my input. Wat is my input? Want my input gaan bepaal wat my output is. Die laaste enetjie wat ek dink om jou koppie mee vol te maak, is om support te hê om jou. Kry support, kry mense om jou, kry mense wat positiewe input in. Dis die voordeel nou van, as ons aangaan met die verhaal, dis die voordeel wat Naomi gehad het as skoonma, het sy die invloed gehad, sy die luxury gehad van die input van 'n positiewe mens, Rut, wat nou ewe skielik eintlik die leidingsrol begin neem het, om haar skoonma se denkpatrone te verander. So surround jou met mense wat positiewe invloed in jou lewe gaan hê. Jy moet, hoor gou vir my, jy moet aan 'n omgee-groep behoort. As kind van die Here. Om een keer 'n week hiernatoe te kom, en dis die mense met jou surround, great, dis 'n goeie begin. Maar wie nog? Wie support jou in die middel van die week? Wie kan jy bel in die middel van die week om te sê, ek trek swaar? Jou familie? Ja? Jou vriende? Yes? Jou omgee-groep of jou klein groep? Ja. Kry soveel as moontlik mense wat like-minded is, saam met jou in 'n supportgroep. Dis mos wat die Bybel vir ons leer van die liggaam van Christus. Dis die hele ding van die liggaam van Christus. As een lid lei al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Dis die prinsip van die liggaam van Christus. En hoe meer kere ek betrokke is, en hoe meer op 'n meer dieper vlak ek betrokke is by 'n sportgroep, hoe beter vir my. So dis net my 5 sent. Op hoe kan ek my koppie volmaak? Onthou, Rut het God gekies. En dit is belangrik dat ons hoor, God het vir Rut gekies. Onthou jy verlede week vir Rahab? En julle weet, Rahab se agtergrond? En julle weet dat God haar ingetrek het in sy familie in. Sy het met Salmon getrou. En haar naam is Rahab. En toe het sy 'n seun. Weet julle wat was sy seun se naam? Boas. Let that sink in. En nou sê die Here, wow, staan net so 'n bietjie. Ek wil vir julle wys wie is goed genoeg vir my bloedlyn. Nie net Rahab van Jerigo nie. Maar ek gaan vir Rut die Moabitiese vrou gaan haal uit Moab uit, om vir julle te wys wat Jesus hart is. Ek is nie aannemer van persoon nie. Dit gaan nie oor jou background nie, dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie, dit gaan nie oor jou verlede nie, dit gaan nie oor al jou verkeerde keuses nie, dit gaan nie oor enigiets anderster is, jy moet God kies. Want God het jou lankal gekies. En Boas trou met Rut. En Rut en Boas het 'n seun gehad met die naam van Obed. Vang julle die storie nou al? As jy nie geweet wie is Obed nie? Is nie ou wat op 'n ronde bed geslaap het nie? OK? Obed het 'n seun gehad. En sy naam is Isaai. Is julle nou by? OK. Dink of die deur by is. Isaai het baie seuns gehad, maar een seun se naam was Dawid. Boem, daar gaan die liggie aan. 28 geslagte later, wie is in daai bloedlyn? Sê, die regte antwoord. Daar's hy. Jy sien, ek sal nooit julle vasvra as julle nie weet nie, want die kerk antwoord is altyd Jesus. OK. Ja. OK, julle ken daai storie van die ou laaitjie wat hy beskryf hierdie dingetjie. Hy sê so klein diertjie, hy is omtrent so groot en in die sonnaskool is so 'n diertjie en hy staan so en hy het sulke tandjies en alles en die juffrou beskryf dit vir die kinders en al die kinders Jesus. En die een laaitjie sê ek sy hand op. Hy sê juffrou, hierdie klink baie vir my soos 'n meerkat, maar omdat ons in die kerk is dit seker Jesus. OK, so. Ja, hierdie keer sy antwoord was Jesus gewees. En hy bly altyd die antwoord. Maar dit is vir my belangrik dat ons weet dat God
kies Rut. Hoor gou huise, Rut 2 vers 12, mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Dis wat Boas vir haar sê. Hy spreek hierdie seën oor haar uit. Jy het by God kom skuil uit Moab uit. Jy het gekom uit die afgode uit. Jy het alles gelos ter wille van die Here se naam. Die Here sal jou beskud. En daar's soveel simboliek julle. As jy gaan kyk daai aand toe sy op die dorsvloer gegaan het en sy het by sy voet en end gaan lê. Hy het in die middel van die nag wakker geword en hy het vir haar gesê, bly hier lê tot môreoggend toe. En hy het sy kombers gevat en oor haar gegooi. Hy het fisies vir haar beskutting gegee. Maar hy het ook geestelike beskutting gekry by God. Daar's eintlik 'n fantastiese simboliek daarin. En ek wil net gou vir julle sê, die feit dat sy op die dorsvloer by sy voet en end gaan lê het, dis geen seksuele konnotasie nie. Ek wil net hê julle moet dit weet. Dit was 'n lossers konnotasie met 'n beskermingskonnotasie, as jy dit gaan lees, wat daar kom. God voorsien vir Rut. Jy kan weer eens afneem, of jy kan dit, wat ook al, ek gaan net vinnig hier deur hardloop. Sy het van die begin af geweet wie God is. Want God het haar gekies as gevolg van dit wat sy gesê het. Hy het haar al gekies in Moab, want sy het hom gekies. Sy het dit net bevestig in 1 vers 16 en 17, dat dit haar keuse is. Sy het 'n openbare erkenning gemaak van haar keuse wat sy in Moab gemaak het. OK, so, sy ervaar God se versorging. Gaan kyk na Rut 2 vers 17. God sorg vir haar as gevolg van haar keuse. En daar kan jy hierdie goeders nou gaan vat en intrek in jou eie lewe in. En vir jouself sê, Here, as ek U kies, baie keer as jy vir mense sê, jy moet 'n keuse maak, as hulle, wat is die voordeel vir my? Hier's 'n klomp voordele wat jy kan kry, net uit Rut se lewe uit. Sy het geweet wie God is, sy het op die track record van God gegaan, en daarom het sy gekies, wat sy by haar skoonfamilie se voetspore opgetel het. Sy ervaar letterlik self God se versorging in Rut 2 vers 17. Sy ervaar God se veiligheid, Rut 2 vers 23. Selfs toe sy as 'n Moabitiese vrou tussen die Israeliete gaan loop het en are opgetel het, wat hulle laat val het, of wat hulle nie in die bondels optel nie. Die wet van Moses het gesê, hulle mag dit nie optel nie, hulle moet dit daar los vir die armes. Selfs sy as Moabitiese vrou, wat 'n buitestander is, daar gaan loop het God gesorg dat sy beskerm is. Daai vrouens is gewoonlik verkrag. Daai vrouens is gewoonlik gemolesteer gewees. Daai vrouens is gewoonlik gemisbruik gewees deur die snyers en die werkers. En God stuur daai eerste dag al vir Boas oor haar pad. En Boas sien haar raak. En Boas sê, wie is hierdie vrou? En hulle sê vir hom, dis Rut, die Moabitiese, wat saam met Naomi gekom het, dis 'n klein dorpie, almal het gepraat daaroor. Tannie Mara het teruggekom, toe bring sy hierdie girl saam, Maglon en Gilion is nou nie meer nie, oom Elimelech is ook nie meer nie. En Boas sien die koneksie, Boas maak die, en dadelik trek hy haar onder sy beskerming, en hy sê, moenie gaan sit waar die ander gaan sit, as jy 'n breek het nie, kom sit hier by my dienaars, hier is jy veilig. Kom naby, kom sit hierso. Bring jou brood, druk dit in ons sous, want jy is deel van ons. Dis God se uitnodiging. Die Here staan vanoggend by jou en hy sê vir jou, kom sit hier onder my beskerming. Bring jou brood en kom sit dit in my sous. Ek gee om vir jou. Sy gee weer vir haar skoonma hoop. God voorsien vir haar 'n losser en beskerming. Ons gaan nou oor die losser praat ter afsluiting. God seën haar oorvloedig. Jy kan al hierdie goeders gaan lees in Rut. En hy neem haar op in sy familie, waaroor ons klaar gepraat het. So hy gee vir oorvloedig. Ek wil net gou ietsie sê, as jy gaan kyk na Rut 2 vers 17, julle weet daai ding van, die Here sê, as jy my kies, sal ek jou 'n dubbele deel van my salwing gee. Elisa het hom ons gebid en gesê, Here, gee my 'n dubbele deel van sy salwing. En dit is merkwaardig dat Elisa het dubbel soveel wonderwerke gedoen as wat Elia gedoen het.
Hy het gebid vir 'n dubbele deel, en hy het 'n dubbele deel gekry. Ek wil net gou hierdie ding deurtrek na Rut toe. Dis net amazing as jy dit lees. As jy in die ou Afrikaanse vertaling lees, dan lees jy van Eva maat en wat ook al, en jy het nie 'n koekie se klou wat is 'n Eva maat nie. Jy het nie idee hoeveel het sy bymekaar gemaak en uitgestamp en saam met haar die aand huis toe geval, daai eerste aand nie. As jy gaan kyk na daai gedeelte, dan sê hy, sy het 13 kilogram se koring wat uitgestamp is, het sy huis toe gevat daai eerste aand. 13 kilogram. En dis hoekom Naomi so verbaas is. Sy het nie dit verwag nie. Sy het nie gedog die Here se hand is oop oor haar nie, want onthou in haar perspektief is God se hand toe oor haar. En nou kom Rut aan met 13 kilogram se koring. En hulle kan nou bak en brou tot môreoggend toe. Maar hoor gou hierso. Toe Boas haar vat, en Boas sê vir haar, ek sal jou losser wees. Wat sê hy volgende oggend vir haar? Gee my jou Charlie. Ons weet mos wat is Charlie, né? Daai mooi dingetjie wat die tannie so oor hulle skouers sit. Ek dink dis 'n Charlie. Dis definitief nie 'n Alfa of 'n Bravo nie, moet 'n Charlie wees. Right. Okay. Hy sê vir haar, gee my jou Charlie. En sy dop haar Charlie om. Nee, verkeerd geïllustreer. Sy gee haar Charlie vir hom, skiesie. Hoor gou wat gooi hy in haar Charlie. As jy dit gaan omskakel, 26 kilogram. 26 kilogram se koring. Want sy is nou onder sy lossingsreg. God sal vir jou dubbel gee wat jy nou het. God sal vir jou meer gee as wat jy ooit kan begeer. So die vraag is, wat is 'n losser? So en daarmee gaan ek afsluit. Wat is 'n losser? Die losser kom al uit Levitikus 25 uit. Okay. Ek het nou vir jou gesê, dis gekoppel aan die jubeljaar, dis gekoppel aan rus, dis gekoppel aan siklusse in die Joodse kalender, en is belangrik dat jy dit in gedagte het. Net vinnig, baie vinnig. Wanneer iemand, onthou, almal het die beloofde land gekry, en almal het, die stamme het 'n spesifieke area gekry, die families het dan 'n spesifieke area as in die stamse erfenis gekry in die beloofde land, en elke familie het dan 'n stuk grond gekry wat hulle kan bewerk. Okay. Maar daar's 'n wet gewees wat gesê het, as jy jou plaas verloor, en dit kom al hier uit Levitikus uit, as jy jou plaas sou verloor weens armoede in 'n tydperk, kan iemand jou uitkoop. Maar as jy 'n losser of 'n verlosser kan kry voor die 50 jaar om is, wat dit jubeljaar is, kan daai persoon kom en die prys namens jou betaal en die erfdeel terugkoop vir jou gesin, vir jou familie, en jy kan jou grond terugkoop. Maar as jy nie kan nie, op jaar 50 moet die ou wat jou grond by jou gekoop het vir jou teruggee. Want niemand in Israel mag sonder grond wees nie. Okay. God sê jy mag nie sonder grond wees nie. Jy mag nie, hy sal jou grondgebied vermeerder. Hy is met jou. Ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar nou verloor Naomi hulle, weens die hongersnood, hulle grond, hulle verloor hulle plaas, hulle trek Moab toe. Hulle is vir 'n lang tyd daar gewees, oom Elimelech is dood, die 2 seuns is dood, maar 'n vrou mag nie grond besit nie. So hulle kom terug, hulle kom in die omgewing van Bethlehem bly, en daar's iemand wat die grond namens hulle terugkoop, en sy naam is Boas. Hy was die losser. Daar was 'n ander ou wat nader familie was, want jou familie kan jou uitkoop, en so, was 'n ou wat nader was, maar hy wou nie koop nie, en hy sê ook, Boas gaan hom toe, hy sê, wil jy die grond van Naomi koop? Hy sê, yes, ek wil. Hy sê, maar onthou net, jy gaan vir Rut is deel van die pakket. Toe sê hy, nee, wow, ek kan nie. Ek kan nie, want dit gaan my erfporsie beïnvloed. Ek kan nie nog 'n vrou inbring nie, want dan gaan my kinders gaan aan die kort en trek, so ek wil nie los nie. Daar's mense wat jou nie wil verlos nie. Daar's entiteite wat jou nie wil verlos nie. Maar God wil jou verlos. En Boas sê, vriend, kom hier. Ek wil met jou praat. Hier's 'n getuie. Vat my skoen as 'n verbond.
En die ander ou gee sy skoen terug, en die teken was, hy sal nie om die grond loop om het te gaan aftree, om te kyk hoeveel grond kan hy kry nie. Dit was 'n ooreenkoms tussen hulle gewees. En Boas koop die grond terug. Boas is vir my 'n tipe van Jesus. En jy kan gaan kyk na hierdie gedeeltes, ek wil dit vir jou gelees het, maar ek dink jy kan dit self gaan lees. Onthou is Levitikus 25 vers 23 tot 28 en aan. Maar ek wil by iets baie belangrik kom voor ek gaan afsluit. Ek wil vir jou 2 Nuwe Testamentiese verse gee, waarin jy kan vashou. Hoor wat sê Jesus vir my en vir jou in die Nuwe Testament met betrekking tot, hou nou die lossing en die verlossing in gedagte. Ek gaan die eerste een in Engels probeer lees. Galasiërs 3 vers 26 tot 28. By faith in Christ you are in direct relationship with God. Ja, dit sê al klaar baie. Deur geloof is ons reeds in direkte verwantskap met God. So hy is my losser, hy kan my loskoop. Your baptism in Christ was not just washing you up for a fresh start, it also involved dressing you in an adult faith wardrobe. Christ life, the fulfillment of God's original promise. So wanneer ek 'n keuse vir God maak, in die openbaar, en ek het hom reeds gekies iewers in my lewe, en ek het hom reeds aangeneem as my verlosser en saligmaker, en ek verklaar hom in die openbaar, dan sê hy, is dit 'n dress rehearsal vir die res van my lewe, om in getuienis te lewe. Hy sê, dit is die fulfillment van God se oorspronklike belofte. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal altyd by jou wees. Jy sal vir my volk wees, julle sal vir my nageslag wees. Ek sal die Christus stuur, Genesis 3 vers 15, die moederbelofte en so aan. Ons gaan aan. In Christ's family, onthou ons is nou gekoop in sy familie in sy bloedlyn in. Hy sê in Christ's family, there can be no division into Jew or non-Jew, slave and free, male and female. Among us you are all equal. That is, we are all in a common relationship with Jesus Christ. Ek moet dit stadig lees. Want dit is 'n vreemde language. Maar dan kom hy in jou hart en as jy Engelssprekend is, want dis heelwat van julle wat Engelssprekend is, dan voel jy ook hy praat in jou hart met jou. Efesiërs 2 vers 19 tot 22 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Julle kom nie uit die land Moab af en julle kom hier aan in die huis van brood in Bethlehem en jy's nou 'n vreemdeling, jy hoort nie, jy het nie grond nie, jy het niks, jy hoort nie. Hoor wat sê hy Efesiërs, hy sê ons is nie bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Amen. Wow. Julle en so trek die Ou Testament en die Nuwe Testament mekaar deur. En rit is nie net rit omdat rit is en is 'n mooi storie en is romanties en is pragtig en ag jette, dis so cute. Ag en toe gee hy vir haar ekstra koring. En hy gooi sy Charlie oor haar of sy mantel. Ag is mooi. Maar God sê van die begin af, van Exodus af, ek is jou losser. Ek sal jou verlos. Ek sal jou vrymaak. Ek sal met jou wees. Hierdie heidense vrou in God se bloedlyn leer vir my en jou dieselfde as verlede week se storie. Hy voel vir my of ons aangegaan het met die storie, of ons gebou het op hom. En ek wil jou vanoggend nooi. As jy vanoggend hier so sit en jy het een of ander probleem wat jy vir die Here wil gee, ek sluit nou af, die band kan vorentoe kom. Ek sluit af deur vir jou te sê, jy sit dalk hierso, en jy sê vir jouself, ek is soos Rut, ek is in 'n vreemde land, ek weet, ek is nie waar ek moet wees nie. Of ja, Here, ek het U al vertrou vir goeders en ek het al keuses gemaak, maar dit voel vir my asof dinge net nie lekker uitwerk vir my nie. Of jy voel dalk soos Naomi vanoggend en jy voel bitter, jy voel, ek het die Here so mooi gevra en dit het nie gebeur nie en in plaas van om te blame,
kom ons vertrou op sy voorsiening. Ekskuus. Kom ons vertrou op sy hand van hulp. Ons vertrou op hom as losser. Die band gaan vir ons 'n song doen. En hierdie song se naam is Waymaker. Maar ek wil gou jy moet dit bid. Hoor gou van die woorde. Hy sê, You are the waymaker. U sal 'n weg maak. You are the promise keeper. Light in the darkness. Even when I don't see it, when you are working. You are working. I'll never give up. U is ons miracle worker, promise keeper, light in the darkness. En Here, net soos dat U vir Rut 'n lig was, 'n lig wat haar gelei het, wat haar geëer het vir haar keuses en haar opgeneem het in die bloedlyn, wil ek vanoggend na U toe kom en vir U sê, Here, dankie dat U ook vir ons dit is. And even if we don't see you working, you are still working. Al ervaar ons dat U hand van ons onttrek het, U het nie. Help ons om dit raak te sien vanoggend in ons omstandighede wat ons is. Eendag gaan ons ook daar kan terugkyk en kan sê, nou verstaan ek. Mag U met ons wees in hierdie week, elke persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan, elke persoon wat U nodig het, elkeen van ons wat nodig het om 'n voetspoor in ander mense se lewens te gaan trap. Dis tog ons jaartema, Here. Ons wil voetspore los in mense se lewens wat blywend is. Help ons om dit reg te kry in Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die inwoning en die inspirasie van die Heilige Gees met elkeen van julle. Amen.